my stil en bid saam. Heilige en lewende God, op hierdie Pinkstermôre buig ons in dankbaarheid voor U. U liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat U aan ons gegee het. En daarom leef ons in U en U in ons. Ons roep U naam aan en getuig van U dade. Ons wil sing van U goedheid en U krag. Heilig, heilig, heilig is U, Here God Almagtig, die een wat was en is en wat kom. Laat die Gees weer waai in ons harte. Laat ons aanbidding opreg wees en deur U Gees gedra word, tot eer van Christus, ons Here. Amen. Gemeente, hierdie week donderdag was Hemelvaart gewees. Ons het in Openbaring 1 gelees dat Johannes op die eiland Patmos as gevangene was, toe hy op 'n Sondag 'n ongelooflike visioen van Jesus gesien het. Jesus het gestraal met krag en majesteit, en hy het tussen 7 goue kandelare gestaan. Die 7 kandelare verteenwoordig die 7 gemeentes wat gewaarsku is deur hierdie visioen. Maar 7 is 'n spesiale getal in die Bybel. 7 verwys na volheid, volkomenheid of totale omvattendheid. Daarom beteken dit dat hierdie briewe met al God se gemeentes praat en nie net spesifiek daardie 7 nie. Jesus gee vir Johannes 7 briewe, een vir elke gemeente. Maar dit is soos 'n omsendbrief en elke gemeente het waarskynlik al die briewe gehoor. Vanoggend gaan ons begin met die eerste brief aan die gemeente in Efese. Ons skriflesing is Openbaring 2 vers 1 tot 7. Maar voordat ons begin, kom ons vra die Here se seën op vanoggend se boodskap. Almagtige God, wanneer ons nou U woord open en daaruit lees en luister, vra ons: Kom, Heilige Gees, kom verhelder ons denke en kom maak ons harte oop. Help ons om die hoop te sien waartoe U ons roep. Help ons om die rykdom van die erfenis wat U vir ons bestem het, te besef. U krag is en werk in almal wat glo. Laat ons verstaan hoe groot U liefde is en hoe diep U genade strek. Hierdie genade het Christus uit die dood laat opstaan en het hom tot U regterhand verhef. Laat daar dieselfde krag in ons werk om ons te verander en om ons te bemoedig. Rus ons toe, Here, deur U woord en deur U Gees. Praat met ons, vorm ons, stuur ons. O Here, wees ons genadig. Amen. Gemeente, dink aan 'n stad wat 'n mengsel van Kaapstad se hawe was, met Johannesburg se geld en besigheid, met Bloemfontein se politieke belang, en met omtrent soveel mense soos wat daar vandag in Vanderbijlpark is. Dit was Efese, 'n stad van ongeveer 250.000 mense, geleë in die hart van Klein-Asië, vandag se Turkye. In hierdie stad het die tempel van die Griekse godin Artemis gestaan, een van die 7 wonders van die antieke wêreld. Efese was 'n warboel van spiritualiteit en toorkuns en 'n muurnes van verskillende gelowe. Dis hier waar Paulus tyd spandeer het en waar 'n gemeente tot stand gekom het wat vir dekades sou bestaan het. Maar dit was ook 'n gevaarlike plek om 'n Christen te wees. Handelinge 19 vertel hoe mense van Efese in opstand gekom het toe Paulus se prediking die verkoop van silwerbeelde van die godin Artemis begin benadeel het. Hier sien ons al hoe maklik godsdiens, politiek en ekonomie met mekaar verstrengel kan raak en hoe dit 'n gevaar vir die kerk kan inhou. En tog, juis daar in Efese
het God 'n gemeente geplant. 'n Gemeente vol moed en waarheid. Maar mettertyd het hulle iets belangriks verloor. Kom ons lees Openbaring 2 vers 1 tot 7 saam. Aan die gemeente in Efese. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou en wat tussen die 7 goue kandelare rondbeweeg. Ek ken jou dade, jou inspanning en volharding en weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Daarom het jy daardie mense wat sê dat hulle apostels is, maar nie is nie, getoets en hulle as leenaars uitgewys. Verder hou jy aan om te volhard en het jy ter wille van my naam baie verduur, sonder om moeg te word. Maar ek hou dit teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Onthou dan waarvandaan jy uitgesak het, en bekeer jou. Gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, sal ek na jou toe kom, en jou kandelaar van sy staanplek af verwyder. Maar dit tel in jou guns. Jy haat die dade van die Nikolaïte, wat ek ook haat. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Aan wie oorwin, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in God se paradys staan. Ons lees tot sover. Gemeente, ons het gelees dat die Here hierdie gemeente in Efese prys vir hulle onvermoeide arbeid. Hulle was werklik ernstig oor die waarheid. Hulle het valse apostels ontmasker, hulle het volhard, hulle het baie verduur vir Christus se naam. Hulle was nie bang vir werk nie. Dis 'n gemeente wat ons vandag ook sou kon bewonder het. Hulle bedieninge het gegroei, hulle leer was suiwer, hulle het nie ingegee vir kompromie nie. Alles was volgens die boek. En tog was daar iets wat daar nie was nie. Die Here sê in vers 4, maar ek hou dit teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Hierdie is skokkende woorde. Want dit lyk asof die gemeente reeds alles reg doen vir die waarheid in die kerk. Waarom sê die Here dat hulle hom dan nie meer so lief het, soos in die begin nie? Kom ek vertel julle eers 'n storie, sodat hierdie vir ons bietjie meer kan sin maak. 'n Tuinier het 'n baie netjiese tuin gehad. Hy het elke dag hard gewerk om al die onkruid uit te haal en hy het gesorg dat sy tuin altyd pynlik netjies is. Hy het konstant gewerk om dinge waarvan hy nie hou in die tuin nie, reg te maak. Maar op 'n dag besef hy iets. Hy het nou al vir maande lank nie eers sy pragtige blomme raak gesien nie. Hy kyk nog heeltyd net na wat verkeerd is. Sy oë soek net die onkruid en alles wat verkeerd is in die tuin. Hy het besef dat hy glad nie meer die skoonheid van sy eie tuin geniet nie. Dit is wat gebeur het met die gemeente in Efese. Met tyd het dit in Efese al hoe meer oor die waarheid gegaan. Soveel so dat hulle begin het om te vergeet wat werklik belangrik is. Hulle het die liefde verloor. Die liefde vir Christus, vir mekaar en vir die wêreld waarvoor hy sy lewe gegee het. Paulus waarsku die gelowiges in 1 Korintiërs 13 vers 2 dat selfs al het 'n mens die gawe van profesie en verstaan jy al die geheime van God, maar jy het nie die liefde nie, dan beteken dit uiteindelik niks. Oor die eeue heen het die kerk dikwels die fout gemaak om waarheid en liefde teenoor mekaar te stel. Asof jy moet kies tussen om reg te wees en om lief te hê. Ons sien dit in die geskiedenis. Die kruistogte, in kerkskerings en selfs vandag nog waar gemeentes en gelowiges mekaar afskryf
omdat hulle verskillend dink oor sekere leerstellings. Maar gemeente, die waarheid is dat as ons eerlik is met mekaar as Christene, wat God regtig liefhet, gaan ons soms verskil. Ons gaan tot verskillende gevolgtrekkings kom wanneer ons die Bybel lees. Ons verstaan en interpreteer nie alles altyd presies dieselfde nie. En dit is ook oukei. Want wat uiteindelik saak maak, is nie dat ons altyd dieselfde sê nie, maar dat ons dieselfde hart dra. Dit gaan oor liefde vir God, vir mekaar en vir die wêreld wat so nodig het om God se liefde te sien. Die Gees roep ons nie net om reg te wees nie, maar om reg te leef, in liefde met nederigheid en 'n oop hart vir mekaar. Jesus het nie aan die kruis gesterf vir leerstellings nie. Hy het gesterf vir mense, vir ons gesterf. Die waarheid is natuurlik belangrik, ja, maar dit moet in liefde gedra word. Liefde en waarheid staan ook nie teenoor mekaar nie, en ons moet versigtig wees om nie so aan leerstellings vas te klou dat ons liefde vir God en vir mekaar begin verloor nie. Ons almal weet dat mense verskil oor sekere dinge in die Bybel, maar dis juist daar waar ons mekaar in liefde moet behandel. Die brief aan Efese is ook nie sommer net die eerste brief in Openbaring nie. Dit maak eintlik sin dat dit eerste is, want Jesus begin by wat vir hom die belangrikste is. En dit is dat jy God moet lief hê met alles in jou en vir ander mense net soos vir jouself. Dis waar alles in ons geloof begin, by liefde. Maar hoe gebeur dit dan dat 'n gemeente hierdie liefde verloor? Dis nie iets wat oornag gebeur nie. Dis stadig. Van een geslag na die volgende word Christus nie meer helder gesien nie. Die gemeente raak moeg. Mense begin hulle geloof net onderhou en leef dit nie meer ten volle uit nie. Die vlam doof al hoe meer uit. Dis hoekom Christus in vers 5 sê: onthou dan waarvandaan jy uitgesak het en bekeer jou. Gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. Ware bekering gaan nie oor skuldgevoelens nie. Dit begin nie daar nie. Dit begin by 'n verandering van ons denke, 'n nuwe koersaanpassing vir ons lewensingesteldheid. Die Griekse woord vir bekeer beteken letterlik om anders te dink. Daarom is dit so belangrik om weer terug te dink aan die begin, toe jy werklik vir Christus lief was. Toe jy vir mense gebid het met trane in jou oë. Toe jy getuig het met oortuiging. Toe jy hom gedien het uit vreugde en blydskap, en nie net uit plig en omdat ons maar so groot gemaak is nie. Ons weet ons moet terugkeer, maar ons kan dit nie op ons eie doen nie. Dis juis waaroor Pinkster gaan. Hierdie brief van Efese is nie net 'n waarskuwing nie. Dis 'n uitnodiging. Dis die stem van Christus wat sê: kom terug. Ek het nie verander nie. My liefde vir julle is nog presies dieselfde. Die Heilige Gees is die een wat ons help om Christus weer helder te sien. Jy mag dalk nie letterlik Jesus se stem hoor nie, maar die Gees sal jou leer luister. Ons sien nie vir Christus met ons fisiese oë nie, maar die Gees sal ons help om ons geestelike oë oop te maak. Ware verandering gebeur nie omdat ons net harder probeer nie. Ware verandering gebeur wanneer die Heilige Gees ons nader trek aan Jesus. Wanneer ons weer vir hom sien soos hy regtig is. Vol krag, vol sagtheid en vol liefde. Dan gebeur iets in ons harte. Dis soos ys wat smelt in die son en skielik begin die liefde weer te vloei. Elke brief in Openbaring eindig met die woorde: laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Dit is nie net 'n mooi afsluiting van 'n brief nie. Dit is 'n uitnodiging. Die Heilige Gees is besig om aan jou hart se deur te klop. Die vraag is,
Hoor jy dit? En wat sê hy vir jou vanoggend? Miskien sê hy, ek sien jy's moeg en uitgeput, maar jy het nog nie opgegee nie. Hou aan, ek is trots op jou. Of dalk sê hy, jy's ernstig oor reg en verkeerd, maar jy het vergeet wat liefde is. Kom terug na my toe. Of selfs, jy was vroeër vuur en vlam, nou is jy net plig en plan, kom sit weer by my voete. Gemeente, Pinkster gaan oor oop deure. Dit is 'n tyd waar God se Gees die deure van ons harte oopmaak. Oop vir sy teenwoordigheid, oop vir nuwe liefde en oop vir 'n nuwe moed. Dis nie net 'n tyd waar ons besef dat ons moet harder werk of met groter ywer hê nie. Dit is ook 'n tyd om weer treurige liefde wat uit die hart kom wanneer ons bekeer. Dis nie net volharding nie, dit is ook passie. Dis nie net waarheid nie, dit is ook waarheid in liefde. God nooi jou vanoggend om deur die oop deur te stap, in sy teenwoordigheid in. Die deur is nie gesluit nie. Die Gees roep, die Here wag. Die vraag is, sal jy instap? Amen. Heilige Gees, U wat aan harte raak, aan denke skud, aan liefde weer lewe gee, ons sê dankie. Dankie dat U steeds praat, steeds roep, steeds klop. Dankie dat U vanoggend met elkeen van ons kom praat het, nie net met woorde nie, maar met krag en genade. Here, ons het geluister, en nou vra ons, help ons om gehoorsaam te wees. Maak ons ore fyn ingestel op U stem. Maak ons harte sag, maak ons gewillig. Waar U bemoedig het, laat ons moed vat. Waar U uitgedaag het, laat ons verander. Waar U terugroep, laat ons terugkom. Laat U woord nie wegraak nie, Here, maar wortel skiet, groei en vrug dra in ons lewens. Vorm ons, vul ons en stuur ons. En wanneer ons moeg raak of afdwaal, bring ons terug weer en weer na die oop deur van U teenwoordigheid toe. Ons loof U vir U genade en ons gee onsself weer aan U. Laat U stem voortklink in ons lewens deur Christus, ons Here. Amen.